Ons is in Spreuke hoofstuk 1, ons gaan kyk na verse 8 en 9 vandag. Spreuke hoofstuk 1 vers 8 en 9 en dit lees dan so. My seun, luister na die tug van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie, want dit is 'n lieflike kraans vir jou hoof en suurlike kettinge vir jou hals. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig weer die hoofde. Here, ons dankie vir u woord en ons dankie dat ons kan weet dat dit u woord is. Dat ons kan weet dat dit foutloos is. Dat ons kan weet dat dit genoegsaam is, Here. O Here, wat 'n wonderlike gawe is dit nie dat ons hierdie woord kan hê nie. Wetende dat dit van u afkom, Here. En dat dit absoluut perfek is. Nes u ook perfek is, Here. Maar Here, hoe perfek u woord ook al mag wees, Here. Ons is nie. En ons is manietig en ons is hardkoppig en ons is sondig, Here. Maar Here, ons pleit by u in hierdie oggend dat u Gees in ons harte sal werk, sodat ons u perfekte woord sal aanneem. Sodat ons dit nie net sal hoor en ken nie, maar Here, laat ons dit sal verstaan en dat dit sal deel word van ons. Dat ons lewens daarvolgens sal inrig, Here. Dat ons onsself sal toewy aan dit wat daarin staan. Maar Here, ons kan dit nie uit ons eie uit doen nie en daarom bid ons in hierdie oggend. Mag die Gees in ons harte werk. Mag hy ons genadig wees, o Heer. Mag hy ons barmhartig wees, Here, sodat ons u kan ken. En sodat ons die woord in hierdie oggend sal kan aanneem. In u naam alleen vra ons dit, Here. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat u genadig is. Amen. Amen. Nou, ons het laas week gekyk hoofsaaklik na vers 7, wat die stelling maak dat die vrees van die Here is die beginsel van die kennis, waar kennis ook as 'n sinoniem gebruik word vir wysheid, aangesien ons in Spreuke 9 vers 10 ook lees daar staan, die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here. En soos ons opgemerk het, die Bybel tref onderskeid tussen eerbied en vrees. Aangesien Hebreërs 12 vers 28 ons leer, dat ons die Here moet dien met beide eerbied, sowel as vrees. En die Bybel het ook aparte woorde vir eerbied en vrees, in beide die Hebreëus sowel as in die Grieks. Maar dit wat in vers 7 van Spreuke staan, en wat van ons vereis word, en wat ook die beginsel is van die wysheid, is nie eerbied nie, dit is vrees. Ja, die Here is ook aan hom teenwoordig, hy is almagtig, die Here is soewerein, hy is liefdevol en genadig en barmhartig, en hoe groot is sy barmhartigheid nie? Maar nie een van daardie eienskappe van die Here is die beginsel van wysheid nie. Dit is die vrees van die Here alleenlik wat die beginsel van wysheid is, wat beteken dat indien ons nie 'n ware vrees het vir die Here nie, ons ook geen wysheid gaan hê nie. Ongeag hoeveel ons van al die Here se ander eienskappe af mag weet. Wysheid is net wysheid, en indien ons vrees vir die Here daardie wysheid onderskryf. En ons is net wys in hoe ons kinders grootmaak, ons is net wys met hoe ons geld spandeer, ons is net wys met hoe ons die Sabbat spandeer, of wys in wat se vriende ons het, indien elkeen van daardie wyshede gegrond is in ons vrees vir die Here. Want elke enkele wysheid is net wysheid indien die beginsel van daardie wysheid die vrees van die Here is. Want as jou keuse van vriende of jou keuse van 'n huweliksmaat ensovoorts nie gemaak word op grond van jou vrees vir die Here nie, dan maak jy nie 'n wyse besluit nie, inteendeel. Jy is 'n dwaas. Daarom, soos Hebreërs 12 vers 28 ons leer, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Ons kom dan by Spreuke 1 vers 8 en 9, wat hierdie afdeling begin deur om te sê, my seun, luister na die tug van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie, want dit is 'n lieflike kraans vir jou hoof en suurlike kettinge vir jou hals. Nou, soos ons in ons inleiding gesien het, baie van die hoofstukke of afdelings waarmee Spreuke begin of waarin dit verdeel word, begin met die woorde my seun, en hierdie woorde dui dus in
baie dele die begin van 'n nuwe afdeling aan, waar ook al ons hierdie spesifieke woorde, my seun, dan sien. Ons sien dit onder andere aan die begin van hoofstuk 2, ons sien dit in hoofstuk 3, 'n paar keer, ons sien dit in hoofstuk 5, en ons sien in verskeie ander plekke in Spreuke die woorde my seun, en dit dui gewoonlik die begin van 'n nuwe afdeling aan. En dit is nie altyd die geval nie, maar 90% van die tyd is dit wel die geval dat 'n nuwe afdeling begin met hierdie woorde my seun. En wat ons sal sien hier in vers 8 is dat ons die woorde my seun hier kry, maar in vers 10 dat ons weer die woorde my seun kry. En ons sal ook oplet dat daar 'n duidelike tema of onderwerpverandering is tussen ons twee verse en dan die gedeelte wat begin van vers 10 af. Want die eerste les van wysheid is dat jy na die tug van jou vader moet luister en die onderwysing van jou moeder nie moet verwerp nie. En die volgende les, wat dan weer begin van vers 10 af tot vers 19, handel weer daaroor om nie jouself met die goddelose te vereenselwig nie. So ons sien 'n duidelike tema verandering waar die woorde dan weer voorkom. Maar die eerste les van wysheid, of die eerste tema, handel oor die feit dat die seun moet luister na die tug van sy vader en die onderwysing van sy moeder. En dit maak sin dat dit die eerste les van wysheid is en dat dit 'n baie kort les is van die twee verse, want as die seun nie hierna gaan luister nie, dan kan hy net sowel die res van die boek neersit. Want alles wat daarop volg, is wel die tug van die vader. So as hy nie die tug van die vader aanneem nie, dan kan hy net sowel die boek neersit, want hierdie boek handel juis oor die tug van die vader, wat oorgedra word aan die seun. Want as ons onder andere volgende week in vers 10 lees, waar staan my seun, as die sondaars jou wil verlei, moet jy nie inwillig nie, dan beteken daardie les niks. Indien die seun nie klaar bereid is, om na die tug van die vader te luister nie. Nou waar ons in die vorige vers gesien het, wat die beginsel van wysheid is, naamlik die feit dat die vrees van die Here die beginsel van wysheid is, en dis die basis en grondslag is vir alle wyshede, sien ons in vandag se verse waar hierdie beginsel van wysheid wel begin. Naamlik, hierdie beginsel van wysheid begin by die huis. Die beginsel van wysheid is die vrees van die Here. Dis die beginsel van wysheid. Maar waar daardie beginsel begin om geleer te word, is by die huis. Of althans, by die tug van die vader en by die onderwysing van die moeder. En daar is 'n algemene Engelse spreekwoord wat sê, it takes a village to raise a child. Of althans, dit vat 'n dorp of 'n gemeenskap om 'n kind groot te maak. Maar dit is eenvoudig nie waar nie. Want wat die woord ons leer, is dat wysheid by die huis moet geleer word. En dat dit die ouers se plig is om hulle eie kinders groot te maak. En wanneer die kinders nie groot gemaak word in die tug en vermaaning van die Here nie, dan is dit nie die gemeenskap se skuld nie, dit is die ouers se skuld. Daarom sien ons dat daar 'n verantwoordelikheid is vanaf die ouers teenoor die kind en ook vanaf die kind teenoor die ouers. Soos ons ook lees in Efesiërs 6 vers 1 tot 4 waar staan, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaaning van die Here. Die kinders se verantwoordelikheid is om gehoorsaam te wees teenoor hulle ouers en om hulle te eer, soos ons ook lees in ons vers vandag. My seun, luister na die tug van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie. En die ouers se verantwoordelikheid is om hulle eie kinders groot te maak in die tug en vermaaning van die Here. Dit is nie die gemeenskap se verantwoordelikheid nie. En daarom, indien iemand 'n ouderling wil wees, is die vraag wat gevra word, nie of die gemeenskap die ouderling se kinders mooi groot gemaak het nie, maar of hy sy eie huis en kinders reg groot maak. En Timoteus 3 vers 3 tot 5 sê, van die vereistes van ouderlingskap. Hy moet aan die volgende vereistes voldoen, naamlik geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinssoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie, een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet hoe om sy eie huis te regeer nie,
hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Jou kind is nie die verantwoordelikheid van die gemeenskap nie. Hy of sy is nie die verantwoordelikheid van die skool nie. Jou kinders is jou verantwoordelikheid, want jy is die ouer. Want as ons kinders nie ons verantwoordelikheid was nie, dan sou hierdie voorvereiste verouderlingskap ook nie van toepassing gewees het nie. Want dis mos nie die ouers wat die kind groot maak nie, dis mos die gemeenskap. Maar die realiteit is, 'n ouderling word wel geoordeel of hy waardig is om 'n ouderling te wees, gebaseer onder andere op sy huishouding en kinders, want sy kinders is wel sy verantwoordelikheid. En die realiteit is, 'n seun kan nie luister na die tug van sy vader of die onderwysing van sy moeder, indien die vader nie hom grootmaak in die tug van die Here, of as sy moeder hom nie grootmaak met onderwysing nie. 'n Kind kan net gehoorsaam wees aan hierdie opdrag wat ons hier in Spreuke vind, indien die ouers wel hulle verantwoordelikheid nakom. 'n Kind kan net luister na die tugtiging van die vader, indien die vader wel tugtig. 'n Kind kan net luister na die onderwysing van die moeder, indien die moeder wel onderwys gee. As die ouers nie hulle plig nakom nie, dan kan die kind nie hierdie gebod nakom nie. Maar die rede hoekom ons nie ag gee op ons verantwoordelikheid as ouers nie, en die rede hoekom kinders nie aandag gee aan hierdie gebod nie, is weer eens, en soos ons ook laasweek gesien het, omdat ons nie die Here ken nie. Ons ken nie die Here nie. Daar is 'n algemene tekort aan ons vrees vir die Here. En daarom is daar 'n tekort aan wysheid met betrekking tot hierdie onderwerpe, insluitend ons en dan nou vandag. Maar soos ons ook gelees het in Spreuke 8 vers 13, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. Maar ons het nie 'n vrees vir die Here nie, en daarom ook nie wysheid nie, want ons verstaan nie noodwendig wat die slegte dinge is wat ons moet haat nie. Want die vrees van die Here is om te haat wat sleg is, maar ons weet nie noodwendig wat is die slegte goed wat ons moet haat nie. En as ons dit nie weet nie, dan gaan ons ook nie vrees vir die Here hê nie. Maar as ons weet, maar ons weet nie noodwendig wat vir die Here gruwel is nie, en dit is veral die geval rakende hierdie onderwerp. Ons weet nie wat vir die Here gruwel is nie. En daarom is hierdie onderwerp ook 'n onderwerp wat baie lig opgeneem word. En hier moet die kinders sowel as die ouers mooi luister. Want 'n kind wat nie na sy ouers luister nie, en 'n ouer wat nie aandring dat sy kinders wel luister nie, deur om hulle in die tug en vermaning van die Here groot te maak nie, dit is 'n gruwel vir die Here. 'n Kind wat nie na sy of haar ouers luister nie, is 'n gruwel vir die Here. En as ons nie dit begryp nie, dan haat ons nie wat sleg is nie. En as ons nie haat wat sleg is nie, dan het ons nie 'n vrees vir die Here nie. Want die vrees van die Here is juis om te haat wat sleg is. En dan is ons ook nie wys nie, inteendeel, ons is dwaas. Indien ons nie 'n begrip het dat 'n ongehoorsame kind of 'n wederstrewige kind 'n gruwel is vir die Here nie, dan gaan ons nie wysheid hê wanneer dit kom by die onderwerp van kinders nie. Want die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. En as ons nie besef dat 'n wederstrewige kind sleg in die oë van die Here is nie, dan het ons nie 'n vrees van die Here nie. Of die beginsel van wysheid wanneer dit kom by hierdie onderwerp nie. Maar ons kan met sekerheid weet dat 'n kind wat nie na sy ouers luister nie, 'n gruwel is vir die Here. Dit is sleg. Want daarom was die straf ook so streng wanneer dit by ongehoorsame en hardkoppige kinders gekom het. Ons kan weet dit was 'n gruwel, ons kan weet dit is sleg, en dit is afvallig in die oë van die Here wanneer 'n kind nie luister na sy ouers nie, want dit is presies wat ons in die woord lees. Ons lees die sondige natuur van daardie spesifieke sonde. En hoe streng dit gestraf was, wanneer dit nie nagekom was nie. Spesifiek in Deuteronomium 21 vers 19 tot 21 waar staan, as iemand 'n koppige en wederstrewige seun het, wat nie luister na die stem van sy vader,
en na die stem van sy moeder nie. En hulle hom tugtig, maar hy na hulle nie luister nie. Dan moet sy vader en sy moeder hom neem, en hom uitbring na die oudstes van sy stad, en na die poort van sy woonplek, en hulle moet aan die oudstes van die stad sê, hierdie seun van ons is koppig en wederstrewig. Hy luister nie na ons stem nie. Hy is 'n deurbringer en 'n dronkaard. Dan moet al die manne van sy stad hom stenig, dat hy sterwe. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei, en die hele Israel sal dit hoor en vrees. Verstaan ons wat se groot gruwel 'n ongehoorsame kind vir die Here is? En kinders, verstaan julle wat 'n gruwel dit is vir die Here om jou ouers te verontagsaam? Dit is so 'n groot gruwel vir die Here dat hy die doodstraf daarvoor vereis het. Ons het 'n vrees vir die Here wanneer ons haat wat sleg is. Maar ons moet eers weet wat vir die Here 'n gruwel is, of wat vir hom sleg is, voordat ons dit kan haat. Daarom is dit noodsaaklik vir ouers en kinders om hierdie les te leer, sodat ons juis wys kan wees. Deuteronomium 27 vers 16 sê, vervloek is hy wat sy vader en sy moeder verag. En die hele volk moet sê, amen. Maar vandag word dit algemeen aanvaar, dat kinders wederstrewig is, en dat hulle 'n reg het om te wees. Wanneer jou kinders onder 10 jaar oud is, dan word daar verskonings vir hulle gedrag gemaak, en die verskoning is gewoonlik, maar die kind het maar net 'n sterk wil. En as jou kinders weer bo 10 jaar oud is, dan is die verskoning weer, maar alle tieners is so, en wag maar net tot jou kinders ook tieners is. Maar enigiemand wat dit vir jou sê, het eenvoudig nie hulle werk gedoen nie, of hulle het staat gemaak op iemand anders om hulle kinders namens hulle groot te maak. Hulle het staat gemaak op die samelewing. Die beginsel van wysheid en die vrees van die Here begin by die huis, en as jou tiener nie wysheid het nie, goddelike wysheid, dan beteken dit bloot dat niemand dit vir haar of hom geleer het nie. Ons sal oplet dat ouers altyd die fase van hulle kinders se lewens gebruik as 'n verskoning van hulle eie nalatigheid. Nee, die kind is 2, dit is 'n moeilike ouderdom. Nee, die kind is 4, hy het 'n baie sterk wil. Nee, die kind is 6, hulle leer vreemde goed by die skool. Nee, die kind is 'n tiener, maar dit is maar hoe tieners is. En wag maar tot jou eie kind 'n tiener is. Enige ouers wat verskonings maak vir hulle kinders, of verskonings maak omdat hulle kinders 'n sekere fase van hulle lewe is, het geen vrees vir die Here nie. Want sulke ouers het ook geen begrip wat so groot gruwel hierdie tipe houding van kinders vir die Here is nie. Want as ons wel besef het wat so groot gruwel dit vir die Here is, sou ons eerder onsself geskaam het, as wat ouers lag vir ander ouers wat nog deur hulle kinders se tienerjare moet gaan. En as ons wel besef het wat so groot gruwel dit is, sou ouers nie ander ouers gewaarsku het oor die tienerjare, asof dit normaal is nie. Toe maar, dit is maar hoe dit gaan. Indien moeilike tienerskap normaal is, of tieners wat wederstrewig is, normaal is, dan is egbreek ook normaal. En dan is diefstal ook normaal. Maar dit is nie. Want al hierdie dinge is vir die Here 'n gruwel. Daarom sien ons nie net dat afgodery en diefstal en sabbatbreking en moord en egbreek in die 10 gebooie voorkom nie, maar ons lees ook in die 10 gebooie. Eksodus 20 vers 12, eer jou vader en jou moeder. Dis een van die 10 gebooie, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. En Paulus haal hierdie gebod aan in Efesiërs 6 vers 1 tot 3, waar hy sê en ons weer lees, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde.
Kinders wat nie grootgemaak word in die tug en vermaaning van die Here nie, wat ook nie 'n vrees vir die Here het nie, is 'n gruwel vir die Here. En die wat min maak daarvan, of dit afskryf as normaal, het geen benul wie die Here is, of wat vir hom 'n gruwel, of wat vir hom sleg is nie. Sulke ouers is dwaase, en hulle kinders is afvallig. Maar dit is net wanneer ons verstaan wie die Here is, en wanneer ons verstaan wat vir hom 'n gruwel is, dat ons die volgende kan lees, en nie vreemd dink van hierdie verhaal nie. Want ons lees die volgende van Elia in 2 Konings 2 vers 23 tot 25 waar staan. En daarvandaan het hy opgegaan na Bethel, en terwyl hy met die pad opgaan, kom daar klein seentjies uit die stad uit, wat met hom spot en vir hom sê, gaan op Kaalkop, gaan op Kaalkop. Toe het hy agter hom omgekyk en hulle gesien, en hulle gevloek in die naam van die Here. En 2 beerinne het uit die bos gekom, en van hulle 42 kinders verskeur. En hy het daarvandaan na die berg Karmel opgegaan, en daarvandaan na Samaria teruggekom. Nou hierdie verhaal is net vreemd, indien ons nie 'n begrip het van wie die Here is nie, of indien ons 'n wanbegrip het van wie die Here wel is. Want indien die ouers van hierdie kinders hulle pligte nagekom het, om hierdie kinders in die tug en vermaaning van die Here groot te maak, en die kinders gehoorsaam was, om na die gebod van die Here te luister, deur om hulle ouers te eer, deur om te luister na die tug van die Vader, en te luister na die onderwysing van die moeder, soos ons teks ook vandag sê, dan sou daar nie 'n manier gewees het, dat hierdie kinders 'n profeet van die Here so sou spot nie. Dit is een ding, indien Elia hulle begin slaan het, of as hy hulle doodgemaak het uit sy eie woede. Maar dit is nie die geval nie. Die skrif sê, toe het hy agter hom omgekyk en hulle gesien en hulle gevloek in die naam van die Here. Wat beteken dat die beere wat gekom het, om daardie 42 kinders te verskeur, was gestuur deur niemand anders, as die Here self nie. Hoekom? Want nie die kinders of die ouers van hierdie kinders het 'n vrees vir die Here gehad nie. Want as hulle gehad het, sou hierdie nooit gebeur het nie. Ons moet nooit onder die indruk wees, en luister mooi, ons moet nooit onder die indruk wees, dat kinders nie 'n gruwel vir die Here kan wees nie. Ek sê weer, want dit is 'n wanbegrip wat ons het. Ons moet nooit onder die indruk wees, dat kinders nie 'n gruwel vir die Here kan wees nie, want hulle kan. Aangesien daar gebooie vir kinders gegee word, kan ons ook verwag dat dit 'n gruwel is vir die Here, wanneer daardie gebooie nie nagekom word nie. En ons sien dit nie net in die 10 gebooie nie, ons lees dit ook in ons teks vandag, en ook onder andere in skrifte soos Levitikus 19 vers 2 tot 3, waar die Here sê, spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel, en sê vir hulle, heilig moet julle wees, want ek die Here julle God is heilig. Elkeen moet sy moeder en sy vader vrees, en my Sabbat hou. Ek is die Here, julle God. Die Here gee nie gebooie aan kinders, maar dan verwag hy nie van hulle om dit te hou nie. Nee, hy gee dit, juis omdat hy verwag, dat hulle dit moet hou. En wanneer hulle dit nie hou nie, dan is dit 'n gruwel vir die Here. En hy sê, elkeen moet sy moeder en sy vader vrees, en my Sabbat hou, want ek is die Here, julle God. Net omdat ons nie meer beere sien wat kinders verskeur, of dat die straf aan wederstrewige kinders nie meer steniging is nie, beteken nie dat dit minder van 'n gruwel vir die Here geraak het nie. Die Here verander nie, en sy heiligheid bly presies dieselfde, wat beteken dat sonde nie minder sondig geraak het nie. Sonde bly sonde, en die gruwel en graad van sonde bly presies dieselfde, want sonde word nog steeds gepleeg teen die Here, wie sy heiligheid nie kan verander nie. Daar is dus 'n ontsaglike groot verantwoordelikheid, nie net op die ouers nie, maar ook op die kinders,
En daarom lees ons ook in Kolossense 3 vers 20, daar staan, kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Wat beteken dat as hulle nie doen nie, dit vir hom 'n gruwel is. Maar om af te sluit, die beginsel van wysheid is die vrees van die Here. Maar om daardie beginsel te leer, het wel 'n begin. En dit begin by die huis. Jou kind mag dalk kennis opdoen by die skool, maar hy gaan nie wysheid daar leer nie. Hy gaan nie by die skool leer om sy ouers gehoorsaam te wees en die Here te vrees nie. Inteendeel, dit is gewoonlik die einste plek waar kinders leer om nie die Here te vrees nie en om nie hulle ouers gehoorsaam te wees nie. Baie gelowige ouers maak die argument dat hulle kinders moet skool toe stuur sodat hulle kinders daar kan gaan evangelisasie werk doen. My kind is 'n gelowige, so kom ons stuur hom om evangelisering te doen daarso by die skool. Maar die realiteit is, dit is ons eie kinders wat evangelisering nodig het. Ouers verwag die tipe evangelisering van hulle 8-jarige kinders wat hulle self nie eers bereid is om te doen nie, of hulle self nie eers kan doen nie. As ons lees nie van een kind in die Bybel wat evangelisasiewerk gedoen het nie. Hoekom nie? Want hulle is kinders. En hulle moet nog geleer word. Hulle moet nog onder die tugtiging van die Vader sit. En hulle moet nog onder die onderwysing van die moeder sit. Die beginsel van wysheid is die vrees van die Here. Maar waar daardie beginsel geleer moet word, en waar die vrees van die Here geleer moet word, het wel 'n begin. En dit begin by die huis. Maar selfs hierdie wysheid, indien dit nie gegrond is in ons vrees vir die Here nie, is nutteloos. En daarom moet ons verstaan, wat 'n groot gruwel dit vir die Here is, wanneer kinders nie na hulle ouers luister nie. Want as ons dit verstaan, dan sal ons nie lig maak van wanneer hulle wel ongehoorsaam is nie. As ons verstaan wat 'n groot gruwel ongehoorsame en wederstrewige kinders vir die Here is, dan sal ons nie daarvoor verskonings maak nie. Daarom wanneer die woord ons leer, my seun, luister na die tug van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie, laat ons nie min maak van hierdie opdrag nie. Eerstens ons as ouers, naamlik dat ons as vaders hulle wel sal tugtig en dat moeders wel hulle kinders sal onderwys. En tweedens kinders, wetende dat dit 'n gruwel is vir die Here indien ons nie hierdie gebod gehoorsaam nie. Maar terwyl hierdie gebod 'n vervloeking bring, indien dit nie gehoorsaam word nie, sien ons in vers 9 die absolute seën, indien dit wel gehou word. Want, soos vers 9 ook vir ons sê, dit is 'n lieflike kraans vir jou hoof, 'n suurlike kettings vir jou hals. En soos ons nog op 'n ander tyd in meer diepte sal kyk, dit is die enigste gebod van die 10 gebooie wat met 'n belofte kom. Weereens soos ons lees in Efesiërs 6 vers 1 tot 3. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Wat 'n seëning is dit nie, indien ons wel gehoorsaam is nie. Maar die belofte kan net tot verwerkliking kom, indien ons as ouers wel doen wat ons moet doen, en indien die kinders luister wanneer ons werk doen. Maar net soos kinders hulle ouers moet gehoorsaam wees, so moet ons ook die Here, ons hemelse Vader, gehoorsaam wees. Want soos die Here sê in Maleagi 1 vers 6, 'n seun eer die Vader, en 'n knegt sy Heer. As ek dan 'n vader is, waar is my eer? En as ek 'n Heer is, waar is die vrees vir my? Sê die Here van die leerskare aan julle. Indien kinders hulle ouers gehoorsaam moet wees, en dit 'n absolute gruwel is wanneer hulle wederstrewig is, soveel so dat hulle gestenig moes word, volgens die Ou Testament wette, hoeveel meer moet ons dan nie die Here, wat ook ons Vader is, gehoorsaam wees nie? En hoeveel groter gruwel is dit nie, indien ons dan nie sy gebooie onderhou nie, of na hom luister nie?
Mag die Here ons dit dus gun en genadig wees om ons kinders groot te maak volgens sy wil en in die vrees van die Here. En mag die Here dit ons kinders gun om gehoorsaam te wees wanneer ons hulle wel in die vrees en vermaaning van die Here groot maak. En laastens, mag die Here ons dit gun om as gesinne onsself as onderdane aan hom te stel en om te volg met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord. En ons dankie dat U self aan ons openbaar in die woord. O Here, ons vrees nie die dinge wat ons moet vrees en ons het nie wysheid nie, want ons ken nie U woord nie. Here, U sê die vrees van die Here is om te haat wat sleg is, maar ons weet nie eens wat die dinge is wat vir U sleg is nie. Ons weet nie eens wat die dinge is wat vir U 'n gruwel is nie. Ons is baie keer onder die indruk dat 'n kind nie vir U 'n gruwel kan wees nie. En dat ongehoorsaamheid van kinders af normaal is. Terwyl U woord vir ons presies die teenoorgestelde leer. Dat dit wel 'n gruwel is. Dat dit wel sleg is in U oë. En Here, hoe kan ons U dan vrees as dit U ook vir ons sleg is nie? As ons nie ook haat wat U haat nie, Here. Here, gee vir ons wysheid en insig oor hierdie onderwerp. Sodat ons kinders kan grootmaak in die vrees van U. Sodat hulle U sal volg en U sal dien en U sal eer. Wetende dat U is 'n heilige God. Gee vir ons as ouers wysheid en insig om dit te doen. En Here, wees ons kinders genadig, sodat hulle sal luister. Sodat U die dae van hulle lewens mag verleng hier op die aarde. En wat 'n groot seëning is dit nie, Here. Mag ons kinders besef wat 'n groot seën daarin lê, om aan hulle ouers gehoorsaam te wees, dat hulle wel in die tug van die vermaaning van die Here groot maak. En mag ons ook besef wat 'n groot seëning dit is, om U, ons hemelse Vader, gehoorsaam te wees. O Here, hoe groot is U genade en U rykdom nie oor ons nie. Ons kom absoluut niks kort nie. En daarom, Here, hoe kan ons dan anders as om U te loof en te prys vir die goedheid en genade? Maar gun dit ons maar net, o Heer, om U te ken, soos wat U Uself aan ons openbaar in die woord. Sodat die dinge wat vir U 'n gruwel is, ook vir ons 'n gruwel is. Sodat ons in 'n vrees vir U kan wandel, en in wysheid kan wandel. En ons kinders kan grootmaak in U weë, en ons kinders kan groot raak in U weë. Gun dit vir ons, o Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U genade groot is. In U naam alleen vra ons dit. Amen.